Hey daar, goeiemôre julle. Ek hoop dit gaan goed en dit is warm waar julle is. En uit en as ek so uitkyk by die venster, is nou nie so baie warm vandag by ons nie, maar dit is nog steeds 'n geseënde dag want God het ons nog 'n kans gegee, nê. Weet julle, in die laaste week of so het daar 'n paar interessante dinge in ons land gebeur. Eintlik belangrike dinge in ons land gebeur wat ons ewe skielik, ek wil nie sê ons ag dit nie meer belangrik nie, maar ons het ongelukkig vergeet van dit. Ek wil gou vir julle 3 goeders noem. Die belangrikste ding wat gebeur het is, mense ons nou eendag Hemelvaartsdag gehad. Ek weet nie van julle nie, maar ek moet tot my eie skaamte sê, was dit nie vir die feit dat iemand vir my 'n WhatsApp boodskap gestuur en gesê, geseënde Hemelvaartsdag nie, het ek dit nie geweet nie. As ek terugdink aan my kinderjare, daar's 2 dae Hemelvaarts en die ander groot gebeurtenis gebeur, soos natuurlik die 31ste Mei het ons Republiekdag gehad. Ons het vergeet daarvan, nê. Hoeveel van julle het dit gevier? En daai 2 dae was my baie besonders gewees, en ek dink veral in my kinderjare, toe ek op die parkskool was in Mosselbaai. Om een of ander rede is daai 2 dae altyd in ons vierkant gevier en nie in die skoolsaal nie. Wat die rede daarvoor is, weet ek nie. En ek onthou, dit was my groot dae, dit was altyd my hierdie mooi dae. Ek weet nie om een of ander rede as ek terugdink aan hierdie blou hemeldag wat jy net in Mosselbaai wel seker in hele Suid-Afrika kry, maar Mosselbaai is besonders. En ek onthou meneer van 'n mes ons skoolhofdans vir ons voorgelees het uit die Bybel uit. Hy sou ons 'n bietjie iets vertel oor ons land se geskiedenis. Ons sou die vlaglied sing, ons sou die volkslied sing. Dit was 'n trotse dag. Daai 2 dae het hierdie jaar amper by my verbygegaan sonder dat ek dit onthou het. En ek wil sê weer eens, en ek sê dit tot my eie skande, mense moes my herinner aan Hemelvaartsdag. Wat gaan aan in ons menswees, in ons volk, as ons daai dinge vergeet? En ek praat nie nou met julle nie, ek gebruik myself as die slegte voorbeeld. Maar daar was 'n baie belangrike ding wat gebeur het. Ons taal is nou amptelike 100 jaar oud. Nou, as jy na die taal dink, nee, dan kom die vraag op, is 'n taal vir jou so belangrik? Ek meen, ons het so baie probleme in ons land op hierdie stadium. Is dit regtig nodig dat ons taal dat ons in Afrikaans praat? Dit verdeel mense op alle vlakke. Is taal regtig so belangrik? Kan ons hier nou maar net sê, kom ons los nou maar hierdie taal nie. Ons almal praat Engels of wat die situasie is en ons kyk dat ons vrede in ons land kry. Is vrede nie belangriker as taal nie? Nou dink ek as baie mense wat warm in die kraag raak en sê, wat is hierdie boertjie se storie vandag? Weet julle mense, die oomblik as jy in so 'n storie kom en jy wil uitvind, was Bella, die Bella optogter die moeite werd of nie? Was die geveg rondom ons taal die moeite werd of nie? En jy is nie seker daaroor nie, dan gaan jy terug en dan kyk jy, wat sê God oor jou taal? Mense, ek wil julle terugvat, of laat ek soos die eerste keer wat God taal as 'n wapen of as 'n instrument, nie as 'n wapen nie, as 'n instrument gebruik het. Daar sommer vroeg in die Bybel, ons kyk in Genesis 11, nê. En daarso by die bou van die toring van Babel, het God gesê, hoe gaan ek hierdie mense uitmekaar uitkry? Wat voeg hulle saam? Wat maak van hulle 'n eenheid? Hulle taal. Kom ek gaan en ek vernietig hulle taal, of ek verdeel hulle taal, en ek geef hulle 1000 tale, of 100 tale, of 70 tale, dink ek, hierdie mense daai het gesê. En kom ons kyk wat gebeur dan. Maar kom ek lees gou vir julle in die Bybel. En God sê, kom laat ons afgaan, en verwarring bring in hulle taal. Van al die goed wat God kon gebruik het op daai oomblik, hy kon 'n aardbewing laat bring het, hy kon riviere laat inkom het tussen die mense, hy kon ongelooflike magtige wonders gedoen het. Nee, God sê, kom ek gaan verwar hulle taal, sodat die een nie die ander verstaan nie. Hoe belangrik is taal vir God? Hy weet, dis 'n samevoegende arm. Dan sê hy verder, in vers 8, hy sê, die Here het hulle toe van daar af verstrooi oor die hele wêreld, en hulle het opgehou met die bou van die stad. Jy sien, die oomblik toe daai eenheid nie meer daar is nie, toe ons die mense se taal uitwurg, toe versprei hulle oor die hele wêreld. Hulle was saamgevoeg in daai een plekkie. Hulle het eenheid gehad in 'n taal. En die oomblik toe God kom en sê, nee, julle taal is verby, toe is hierdie mense weg. Jy sien, taal, Afrikaans, my taal, is of enige taal, het die vermoë om jou as 'n inkomer of 'n blyer te laat beskou, of 'n insider of outsider, dis om dit so te stel, nee. Hoeveel keer het jy al gestaan en gesels, of best by 'n klomp mense, en dan ewe skielik begin hulle 'n ander taal te praat, en dan staan jy so. Jy voel nooit deel van daai groep nie, want elke nou en dan val hulle terug, en dan weet nie, skinder hulle vir my of nie. Jy sien, so taal het 'n vermoë om jou deel van die groep te laat vind, te laat voel of nie. En op hierdie stadium, as jy vir my vra wie is ek, kan sê ek's Louis van der Vyver, ek's 'n blanke Suid-Afrikaner. Dis nie 'n goeie beskrywing nie.
Jy gaan miskien dink, ek springbok rugby, ja, ek het al gehoor daarvan. Maar weet jy, die oomblik as jy sê, ek is 'n Afrikaans sprekende blank Suid-Afrikaner, dan kom maar 'n klomp ander goeders. Nou kan jy presies sien wie ek is. Jy gaan ook sê, dis 'n ou wat trots is oor sy God. Jy gaan sien, dis 'n ou wat trots is op sy kultuur. Jy gaan sê, dis 'n ou wat sy kultuur najag en ken en sy geskiedenis ken en trots is. Jy gaan dink aan braaivleis, dis 'n tradisie. Daar's goed, jy gaan dalk dink aan volksspele wat nie meer 'n tradisie is nie, maar 'n volksspele. Jy gaan dink aan 'n trotse man. 'n Man wat die Here dien en trots is op sy taal. Jy sien, ewe skielik word taal 'n beskrywende 'n woord of 'n groep beskrywing. En ewe skielik sien jy maar dis wat die eenheid bring. Dis die taal, maar die ander goed wat hulle deel kom uit die taal uit. So taal is belangrik vir God. Kom ek vat dit vir julle 'n stap verder. Die tweede keer wat God taal gebruik, nie as 'n wapen nie, as 'n instrument. Ons lees dit in Handelinge 2, nê, waar God kom en hy stort sy Heilige Gees op die mensheid en ewe skielik begin al die apostels in tale praat. Nie die snaakse tale wat ons deesdae in kerke hoor nie. Hulle begin in verstaanbare taal te praat en die ander mense wat van ander lande af is, hulle skrik hulle dood. Hulle het al hierdie storie gehoor van die Jesusman, maar ewe skielik hoor hulle dit in hulle eie taal. Hulle skrik sodat baie mense gedink het, hierdie man hierdie manne moet dronk wees, want hoe praat 'n Afrikaanse man nou, sê maar Duits, daar was nou 'n Israeliete, is nie Afrikaans gewees nie, maar in elk geval, so God kom en hy gebruik die taal, maar weet julle wat doen hy? Toe hy kom en hy wil 'n bevestiging, 'n stamp of approval sit op die storie van Jesus Christus, toe laat hy die mense dit in hulle eie taal hoor. Hy gebruik taal as die bewys aan die mense dat hierdie Christus bestaan het en dat hy gesterf het en opgestaan het. En net daarna, terwyl hierdie manne nog so in verwarring staan, hierdie hele dorp, hoeveel mense ook al was, weet ek nie, terwyl hulle in verwarring staan Petrus op. En Petrus begin met hierdie manne te preek. Die taal wat hulle gehoor het vir hulle genoeg van 'n saadjie gelaat. Hulle gesê, ek wil nou hoor wat hierdie ou praat. Hy het toe nie in hulle taal gepraat nie, maar hy het hulle belang gekry, of hulle belangstelling gekry, nê. En wat gebeur? Ewe skielik gaan vertel hy die hele geskiedenis en hy verkondig ons Here Jesus Christus en sy opstaan uit die dood en al die tipe goeders. En net daarna is die volgende opskrifie in jou Bybel. Wat gevolg het uit dit is die eerste bekeerlinge. Die eerste ware bekeerlinge, mense wat gesê het, ek gaan nou 'n Christen word buite die apostels, het gebeur nadat hulle iets in hulle eie taal gehoor het. Soos jy al weet of taal belangrik is, dis baie belangrik in my land. En my taal is vir my baie belangrik. En ons moet aanhou streef om hierdie taal groter te maak en hom sterker te maak. Nou wil ek vir die laaste ding wat ek wil afsluit, 'n derde insident wat taal gebruik is, en ons praat hier in Korintiërs, waar Paulus praat oor taal en hy praat van die praat in tale. En daar is mense wat in tale praat, maar daar's 'n klomp mense wat valse geluide maak. Dan kom hulle met sulke goeters, dan hulle eweskielik taal, vergeet van dit, maar kom ek sê net vir jou, wat het Paulus gesê rondom die belang van 'n taal, en hierdie Paulus is my so yster gewees. Hy sê dan vir julle, is 1 Korintiërs 14, en ek is hier so in vers 9, en hy sê, so is dit ook met julle, as julle ongewone tale en klanke gebruik, en nie 'n verstaanbare woord praat nie, hoe sal 'n mens dan weet wat daar gesê word? Dan praat julle mos in die wind. Jy sien, Paulus praat hier so spesifiek, wat is belangriker om die gawe van tale te hê, wat eintlik net vir jouself is, of om die taalgawe te hê om te profeteer. Maar die punt wat Paulus hier so maak, die oomblik, as ek met jou praat en jy verstaan nie, dan praat ek in die wind. Ek kan preek soveel ek wil, maar as iemand die woord van God in sy moedertaal hoor, dan sê hy, wow, hierdie ding verstaan ek. Nou saai ek 'n saadjie. En die hartseer van ons, vir my is, ons het mense wat ons land verlaat, en asseblief, ek geen kritiek teenoor hulle nie, maar is vir my hartseer oor ons taal. Want weet julle, daai mense gaan oor see kom, hulle gaan Amerika, Australië, wherever we go, gaan ons meisietjies trou, en ons seentjies gaan trou, of ons seuns, en ons kinders gaan grootgemaak word in 'n ander taal. Een generasie weg, dan bestaan Afrikaans nie meer in die lande nie. So dis kom ek sê, dis belangrik dat ons bou aan hierdie land, soveel ons kan, en asseblief, en as jy besluit, jy wil oorgaan, met die Here se seën en liefde stuur ek jou oor, want jy het 'n verpligting teenoor jou familie om 'n beter lewe te maak. Maar vir die wat hier agter is, mense, kom ons bly veg vir hierdie taal. 100 jaar later. Hy's so vars. Hy's 'n klein bietjie ouer as ek. Hy kon amper my pa gewees het as hy 'n mens was. Hy's nog nie. Kom ons vertroetel hom, kom ons bou hom, kom ons praat hom. En al is jy soos ek wat
Jessie man, ek praat nie goeie Afrikaans nie. Ek gooi nou na 'n Engelse woord in en ek maar weet julle, ek praat hom. Ek is nie skaam nie. Ek kom nie in 'n vreemde gehoor en begin ewesklik Engels te praat of enige soets nie. Ek is trots op my taal. Want my taal het God, hierdie Bybel, God het vir my taal gegee. Daar's so gesegde wat hulle sê, nou is die gesegde nog in Engels ook, prosper we are planted. Ek is geplant in Suid-Afrika en die bloed wat deur my vloei is my taal. Christus is aan my voorgestel in my taal. En ek het die voorreg om hom te verkondig in my taal. Want hy het gesê, ek sal julle saambring. Die gesamentlike taal is 'n eenheid. Ons is 'n eenheid binne die liggaam van Christus. Ons is hierdie klomp groepie mense wat Afrikaans praat. Dis net ons. Daar's min van ons. Kom ons wees trots op ons taal en kom ons loof God vir die geleentheid en die voorreg wat ons het om dit te praat. En kom ons vra hom om ons te beskerm in hierdie geveg wat ons het om ons taal ons eie te hou. Mag die Here julle seën vandag. Mag julle die Here prys. Seën en liefde vir julle. Totsiens.